Ons lees in Lukas 2 vers 7, dat Maria aan 'n stal geboorte gegee het, want daar was geen plek in die herberg nie. Jy wonder, waarom het die herbergier nie gehelp nie? Wat het veroorsaak dat hy so 'n belangrike geleentheid, die eerste Kersfees, misgeloop het? Die antwoord is natuurlik was hy te besig met ander dinge. Hy moes na sy gaste in sy herberg en watter ander dinge ook al, moes hy aandag gee. Hy was nie noodwendig liefdeloos of onsympatiek nie, maar hy was waarskynlik net te besig. Hy het die eerste Kersfees gemis en hy het sake gehad om na om te sien. Sy familie was dalk 'n prioriteit vir hom. Hy wou vir hulle sorg en tyd met hulle deurbring. En daar's te veel mense soos hy. Hy het die Christus van Kersfees gemis en elkeen van ons is ook so 'n herbergier wat moet besluit of daar plek is vir Jesus. As die herbergier geweet het dat God in sy stal geslaap het, kan ons seker wees die ander sou opgetree het. Maar hy het dit natuurlik nie geweet nie. Vandag weet die meeste mense rondom ons nie wie Christus werklik is nie. Waarom het hy gekom nie? Immanuel, God met ons. Want hulle is so besig met die betekenislose dinge van die lewe, met inkopies doen, voorbereidings, so hard probeer om te ontspan, dat ons geen tyd het nie. Rondom ons was die winkels baie besig. Dit lyk asof mense probeer om die leegheid van hulle lewens te vul met besteding, aankope, dan probeer hulle later uitvind, wat het verkeerd geloop? Om vir al die geskenke te betaal, werk mense so hard, dat hulle huwelike, gesinne en gesondheid verwoes raak. Geen wonder, baie van ons voel geestelik leeg na Kersdag nie. Hoe tragies sou dit wees, om soos die herbergier Kersfees te mis, deur Jesus vertel van 'n handelaar, wat sy hele lewe lank op soek was na 'n perfekte parel. Hy het van markplek na markplek, van stad na stad gegaan. In die proses het hy rykdom opgehoop. Hy het 'n sak vol kosbare parels en ander waardevolle items gehad, maar hy het bly soek na daardie perfekte parel. Uiteindelik eendag is dit daar reg voor sy oë, binne sy bereik, hierdie wonderlike, fantastiese parel. Hy vra die handelaar, hoeveel? Die handelaar sê vir hom, dit gaan jou alles kos wat jy het. Hy probeer met die handelaar onderhandel. Wat van soveel? Of wat van soveel? Maar die handelaar sak nooit in sy prys nie. Dit gaan alles kos wat jy het. Uiteindelik word al sy ander kosbare parels en al sy rykdom op die toonbank geplaas. Hy loop weg met hierdie een wonderlike parel. Jesus het gesê, alles wat jy het, selfs jou eie lewe, anders sal jy nooit die koninkryk van God ervaar nie. Kom ons bid saam. Here, dankie vir Kersfees. Dankie dat ons die inhoud in Christus kan vind. Ons wil ons aan U kom toevertrou. Amen.